Hey, goeiemôre gemeente. En ek wil sommer net namens hierdie geestelike familie, namens hierdie gemeente wil ek net welkom sê vir elke besoeker vanoggend. As jy een van ons gaste is vanoggend, jy is werklik 'n gas en dis vir ons 'n groot voorreg dat jy by ons kuier. En ons bid regtig dat jy iets van die Here se liefde sal ervaar tussen hierdie wonderlike mense, maar ook net uit sy woord uit vandag. Nou as jy gereed gekom het met jou Bybel, is jy welkom om hom so lank oop te maak by Matteus hoofstuk 3 en dan gaan ek vir ons begin. Nou, om Jesus te aanvaar is eintlik maklik, nê. Hy's great. Ek bedoel, hy stel nooit teleur nie, hy's volmaak, hy's nie jy weet, hy het nie sonde soos ons nie, en hy's net altyd lief. Om Jesus te aanvaar is maklik. Maar weet jy wie is regtig moeilik om te aanvaar? Dis Abel. Dis om myself te aanvaar. Ek dink vir meeste van ons sukkel ons eintlik nie om vir Jesus te aanvaar of selfs wat hy gedoen het nie. Dit is vir ons makliker om dit te aanvaar, maar om onsself te aanvaar is bietjie 'n ander gesprek. En eintlik meer spesifiek, om te aanvaar wat God dink oor jou, net soos wat Rita nou gedeel het. Om eintlik te aanvaar dat dit die waarheid is oor jou, dat God actually so lief vir jou kan wees. Om dit te kan aanvaar, is soms eintlik waarmee ons as Christene meer sukkel, as net om vir Jesus te aanvaar. Nou, vanoggend wil ek met jou gesels oor identiteit. En meer spesifiek, oor hoe lyk dit wanneer ons belyn met die woord van God oor ons lewe. Wanneer ons aanvaar en onsself belyn met wie hy sê ons werklik is. Nou, ons gaan 'n bietjie 'n storie lees oor Jesus se identiteit in Matteus hoofstuk 3, van vers 16 tot 17. Dit sê die volgende: Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Ander vertaling sê op hom gerus. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En so daai oomblik toe Jesus gedoop is daar 'n stem uit die hemel, die Vader, wat wys na Jesus en hy sê: hierdie is my seun. Maar dan stop die storie nie daar nie, ons gaan dit nou 'n bietjie verder lees, maar net wat jy moet oplet daar, weet jy hoe belangrik is hierdie? Hierdie is in Matteus 3. Dit is nog voor Jesus gepreek het. Jesus het nog nie een preek, die bergrede, die Sermon on the Mount, nog nie gebeur nie. Jesus het nog niemand genees nie, nog geen wonderwerk, nog geen skare kos gegee of op water geloop nie, nog geen kruis nie. Hy het nog niks vir die Vader gedoen nie, maar die Vader sê: hierdie is my geliefde seun, ek verheug my oor hom. Nog voor hy enigiets gedoen het. Dis die uitnodiging. Ek het 'n gewoonte in my huis, met 4 seentjies, so 'n paar jaar terug begin, en die aand as ek hulle in die bed sit, die manier hoe ek vir hulle nag sê, daar's 2 rympies wat ek vir hulle opsê. As ek hulle nag sê, dan kom ek nader, en dan fluister ek in hulle oor, dan sê ek vir hulle: Papa is lief vir jou, Papa is trots op jou, en weet jy wat die beste van alles? Papa like jou. En dan na dit, dan sê ek, vat ek hulle op hulle koppie en sê ek: God het jou gemaak. God het jou goed gemaak. En God het jou gemaak om goed te doen. Waarmee is ek besig? Ek is besig om my identiteit te spreek oor hulle lewe. Net in hierdie week, toe roep my vrou my, want ek sit die groter seentjies in die bed en ons babietjie is nou so 1 jaar oud. Toe sê sy: kom sê 'n bietjie vir Roan nag. Maar wat sy eintlik doen, want sy weet ek doen dit, sy sê: kom spreek bietjie identiteit oor jou baba. Weet jy wat, my seuns het nog niks gedoen vir ons nie, behalwe ons wakker gehou in die aand. Nou voordat jy enigiets doen, dis die uitnodiging, dis die gospel, die evangelie, die goeie nuus. Nog voordat jy enigiets doen, wil hy dit spreek oor jou. En dieselfde patroon sien ons in Jesus. Nou dis die mooi deel, kan ek net gou vir jou die lelike deel vertel van die realiteit van die lewe as 'n Christen. Is dat hierdie storie word gevolg deur Matteus hoofstuk 4 vers 1 tot 11. Jesus in die wildernis, waar hy getoets word deur die duiwel.
Nou, ek wil net gou hierdie sê, is die Griekse of jou Bybel, dit was eintlik 'n storie wat geskryf was, een brief wat geskryf was, so daar was nie hoofstukke of versnommertjies nie. Dis eers baie later, as ek nou reg verstaan, dis eers in die 1300s, meer as 'n eeu later, het ons in die Bybel, in die Griekse Bybel, het ons hoofstukke en verse gaan sit, sodat ons dit makliker kan bestudeer, en ook sodat ons dit kan onthou waar ietsie nou staan, maar dit was eintlik geskryf as 'n brief, en as jy hierdie storie lees, is die doop van Jesus, en die toets in die wildernis, is een storie. Dit is dieselfde storie. Ek dink dit sou ons almal gehelp het, as die wildernis storie net nog deel was van Matteus 3, of as die doopstorie deel van Matteus 4 was. Jy verstaan wat ek sê? So as jy daai storie, so hierdie oomblik gebeur, Jesus kom uit die water, hierdie is my seun, is my geliefde seun, ek verheug my oor hom, en toe, en dan lees jy Matteus 4 van vers 1 af, dan sê dit toe, so die storie gaan net aan, is Jesus deur die Gees in die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae, ons gaan lees tot vers 11. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy baie honger geword. Dit maak sin. Nee. Na 40 dae. Die versoeker het toegekom en vir hom gesê, as jy die seun van God is, so sien jy die herhaling. Doop, jy is my seun, die volgende oomblik in die wildernis. Wel, as jy die seun van God is, sou jy honger gewees het, sou jy swaar gekry het, en dan die versoekings gaan aan, dieselfde, dit is 'n aanslag op Jesus se identiteit, en dit is nog steeds wat die duiwel met jou besig is mee. Kom ons lees al 'n hele stuk verder. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as jy die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word, maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, en dan haal hy Psalm 91 aan, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en daar staan mos ook geskrywe, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag nie die Here jou God op die proef stel nie. Vers 8, toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe en wys hom al die koninkryke van die wêreld met al hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir jou gee, as jy net neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Nou, net gou die eerste punt, wat jy vandag moet besef, is dat jy het 'n regte vyand, wat 'n regte plan het en 'n droom het oor jou lewe. Dit is nie net die Here wat droom oor jou lewe nie, die vyand droom ook oor jou lewe. En ek dink soms het ons hierdie gedagte dat die duiwel is maar net 'n metafoor vir slegte gewoontes in ons lewe, of ons het hierdie idee van 'n spotprent duiwel. Dieselfde een wat die leuen gevluister het in Adam en Eva se oor, dieselfde slang van Genesis, en dieselfde draak van die boek van Daniël en van Openbaring, dieselfde een wat hier vir Jesus besig is om te konfronteer, daar dieselfde antagonis wat teen jou is, wat jou haat en jou wil verwoes en jou wil confuse, daar dieselfde duiwel, hy's reël en hy is besig in jou lewe ook. En jy moet dit erken. Maar hier is die goeie nuus. Hy is bietjie voorspelbaar. En hoekom dink jy word hierdie storie vir jou vertel? Is sodat jy kan weet. Jy word toegerus. Vandag se storie, rus jou toe, sodat jy die vyand kan raak sien. Want hier is die ding met die vyand, is die duiwel, of nog nooit my gebeur, miskien het al met jou gebeur, maar die duiwel kom nie na jou voordeur toe en dan klop hy, weet met sy rooi horingkies en sy vurk, en dan sê hy, hallo, Abel, ek is die duiwel, ek gaan nou vir jou leuns vertel, gaan doen dit. Hy sê mos dit nie so vir jou nie, hy skuilie, hy skuil in kultuur, hy kruip weg agter kultuur. Daar's soveel goed in hierdie wêreld wat nie op sigself verkeerd is of jy weet nie gegee is vir ons om eintlik 'n blessing te wees. Maar hy gebruik dit net soos wat God die slegte dinge wat gebeur in jou lewe wat hy nie noodwendig veroorsaak nie, maar hy laat alles ten goeie meewerk. Hy gebruik die sleg, die gebrokenheid en hy laat dit ten goeie, hy gebruik dit in jou lewe vir goed. So ook gebruik die duiwel dit wat goed is
en hy kom draai dit en gebruik dit teen jou. Ons kan baie voorbeelde gebruik, iets soos tegnologie, veronderstel om ons lewens beter te maak. Die duiwel kan dit gebruik om jou te distract, né? Maar meeste van dit, as jy nou hierdie stuk lees van die versoekings van Jesus, dit gaan alles oor identiteit. Die patroontjie is daar, hierdie is my seun, wel as jy sy seun is, sal dit so wees. Hoe kruip die duiwel weg in jou wêreld? Dis in kultuur. Is nie net wêreldsbeskouings, wat hy probeer aanval in ons, en hy gebruik goed soos Hollywood, om daai goed te challenge, maar hy gebruik ook sosiale media. Sosiale media, weer eens op sigself, niks fout met dit nie, maar hy love dit, om dit te gebruik, sodat jy jouself vergelyk met ander mense, sodat jy sleg voel oor jouself. Dis 'n aanval op jou identiteit. Hy gebruik sosiale media, om jou identiteit aan te val, om vir jou te sê, jy's nie genoeg nie. Of om vir jou te sê, jy's lelik, jy's vet. Jy pas nie in nie. Hy probeer, dit wat die Here oor jou lewe spreek, probeer hy confuse. Die ander ding wat hy gebruik is mass marketing of bemarking en materialisme. Weer daai advertensie oor die Hilux bakkie, is eintlik maar net 'n leuen. Nou weer eens ook, 'n Hilux bakkie op sigself, die duiwel het nie uitgedink, die Here het dit uitgedink. Moet wees, nee. Daar's niks fout met 'n Hilux bakkie nie, maar daai advertensie word vir jou gewys, dan sê dit, kyk, as jy hierdie ding ry, as jy hierdie bakkie ry, of, vrouens, as jy hierdie, eetkamertafel het, as jy nou maar net hierdie smek ketel het, of hierdie toaster het, as jy nou maar net hierdie ding het, dan wys hulle jou die prentjie van hierdie gesin wat so gelukkig is. En hulle almal is so mooi, die kinders is gehoorsaam, smek. Jy moet net daai ketel koop. Dis die leuen. Dis materialisme. As jy net nog mooier klere het, is ek raak so moeg vir fashion. Die broeke, net oor die broeke wyd was, toe word hulle nou, en nou is hulle weer wyd en kort, en kan nie byhou nie, maar hulle sê as jy 40 is, dan hoef jy nie meer by te hou nie. Loof hom, nee. Maar dis die leuen van materialisme. As jy maar net hierdie goeders het, en hy gebruik bemarking in hierdie wêreld, om jou te laat voel, wie ek is nie genoeg nie. Hy's besig met jou identiteit. Alle goeie bemarking in die wêreld, is besig om jou identiteit aan te val, sodat jy voel, wat jy het is nie genoeg nie. Dis die teenoorgestelde van vergenoegdheid. Anders, as hulle gewerk het met vergenoegdheid, niemand geld gemaak nie. Dis so het werk. Wie's agter dit? Dis nie per ongeluk so nie. Daar's 'n vyand wat nie hou van jou nie. Daar's 'n vyand wat agter dit sit. Hy gebruik seksualiteit, of die oorseksualisering van die wêreld waar binne ons leef, laat seks 'n god word, of dat ons identiteit probeer wortel in iets soos seksualiteit. Hy probeer ons confuse oor identiteit, oor wie jy is, dat jy geliefd is. Hy gebruik goed soos ervarings of experiences, soos om te travel. Soms as ek net kan travel, dan voel jy toch bietjie beter oor jouself. Of die mense wat travel, dis ook maar net bemarking, mense wat travel, hulle is gelukkig. Wat gaan explore. Dit kan wees ander experiences, soos, ek weet nie, 'n lekker belewenis, dis nie net die ski vakansie nie, maar dit kan Netflix wees, of enige tipe entertainment, wat vir jou probeer sê, dit wat jy nou het, is nie genoeg. Dit kan selfs kos wees, of enige vorm van plesier. En die siklus is eintlik maar net, sodra jy probeer drink van daai fontein, dan voel jy is nog steeds dors, en dan dink jy, ek moet net nog meer daarvan drink, en dink dit gaan die antwoord wees. Maar dit is nog steeds die vyand, wat jou probeer confuse met jou identiteit. The enemy does not offer darkness, he offers substitutions. Die vyand gaan nie klop en sê, ek is die vyand, hier is donkerte nie, kom. Hy gee vir jou net alternatiewe. Counterfeit gods, idols, iets anderste. Jy sien die eerste versoeking, net vandag praat oor die 3 versoekings. Die eerste versoeking, dink ek, werk eintlik op 2 vlakke. Jesus is in die woestyn, hy sal honger, en dan sê hy, beveel hierdie klippe om brood te word, en eerstens, wat hy eintlik mee besig is met Jesus hierso, dink ek die versoeking, is, neem die saak in jou eie hande in. Take matters into your own hands. Jy is honger, Jesus,
jy het nie kos nie, sê vir die klippe om brood te word. Sorg die probleem self uit. En weet jy wat is besig om te gebeur? Jesus is besig om die verhaal van Israel te herleef in die wildernis. Hulle was 40 jaar in die woestyn, Jesus is 40 dae, hierdie getalletjies is nie coincidence nie, né? Hy is besig om te herleef, maar hy is die faithful Israel, faithful son. Ek sal herinner aan Adam en Eva, wat nie vertrou het wat God vir hulle gee, is genoeg nie. So hulle vat die saak in hulle eie hande in. Probeer self dinge beter maak. Ek sal herinner aan Abraham en Sarah. God gee 'n belofte oor hulle lewe, but they take matters into their own hands. Jy ken die storie van Hagar en Ishmael. Dis toe hulle nie wag op God se tydsberekening nie. Hoe gereeld doen ek en jy dit? Jakob, selfde storie. Jakob was geseën, maar dit was toe hy gestoei het met God en gesê, Here seën my, en toe het God hom geseën. Dit was nie when he took matters into his own hands. Dit was nie toe hy Esau die geboortereg probeer steel het nie. Al wat daar gebeur het, is hy het sy verhouding met sy broer opgemors. En die verhouding in hulle familie opgemors. Moses, praat met die rots, dan slaan hy die rots. Take matters into our own hands. En dalk praat die Heilige Gees met jou ook vanoggend. Jesus sê, nee. Daar is 'n tyd waar Jesus wel dinge verander het in brood en mense gevoed het, maar dit was toe daai wonderwerk nie gegaan het oor hom nie. Soms raak ons ongeduldig. We want to take matters into our own hands. En weet jy waar gaan dit? Dis vertroue. Vertrou jy dat die Here regtig lief is vir jou? Want as jy doen, dan wag jy vir hom. Op die tweede vlak, waar jy nog steeds besig is om aan te val teenoor Jesus, is wanneer jy sê, as jy regtig die seun van God is. En ek en jy het ook hierdie narratief. As God my regtig lief gehad het, dan sou ek mos nou nie honger gewees het nie. Dis wat die duiwel vir hom sê. As jy regtig die seun van God is, hoekom is jy dan honger? Dit maak nie sin nie. En ek en jy het nog steeds daai leen wat ons inkoop. Wel, as God lief is vir my, dan sal ek mos nou nie so swaar gekry het finansiëel nie. As God regtig lief vir my is, hoekom sou ek soveel teëspoed gehad het in my lewe? Hoekom sou ek soveel angs of druk by my werk gehad het? As God lief vir my was, hoekom is die lewe moeilik? Nee. Kan ek net vir jou sê, daai is 'n leuen. Jesus het nooit gesê, volg my, dit gaan maklik wees nie. Kyk gou net na die storie van Jesus. Hierdie is my seun, ek is so lief vir hom, ek verheug my oor hom. Dan gaan hy wildernis toe, en hy teëspoed op teëspoed, en dit eindig aan 'n kruis. Dis waar sy lewe eindig. En ons wil 'n man met 'n kruis op sy rug volg en dink dit gaan maklik wees. Welkom by Doxadio. Ek sê reg jammer as jy jou vriend genooi het, jy nooi hom al 'n jaar en uiteindelik kom hy kerk toe en nou sê ek sorry, dit gaan nie maklik wees nie. Die uitnodiging was nooit volg vir Jesus, dit gaan maklik wees. Sy belofte nog altyd is Immanuel, God met ons. Jy die met God lewe. Stel selfs in elke omstandighede, swaar of lig, is jy met God en in dit kan jy vreugde en vrede hê. Dis wat die met God belofte is. Dis wat die Here vir ons gee. Jesus sê vir hom, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En weet jy wat sê hy vir hom? Hy sê, ek gaan nie dat my omstandighede die realiteit bepaal nie. Ek gaan dat die woord van God die realiteit bepaal. En so, dis miskien wat jy vandag moes hoor, is dat dalk gaan jy deur moeilike omstandighede. Moenie toelaat dat jou, en moeilike omstandighede is moeilik. Dis alright, dit mag moeilik wees en jy mag swaar kry, en jy mag so 'n bietjie kla by jou vriende en hulle deel maak van dit. En swaar kry is vir niemand lekker nie. Maar moenie toelaat dat jou omstandighede jou identiteit bepaal nie. Jou omstandighede toelaat om jou realiteit van wie jy is, die werklikheid van wie hy is en wie jy is bepaal nie. Die woord van God bepaal wie jy is en wie hy is. Maak seker jy maak daar onderskeid. Die tweede versoeking, soos aangaan, werk ook op twee levels. Die eerste angle wat die duiwel vat hierso met Jesus, is hy vat hom na hierdie hoë punt by die tempel en hy sê, spring af, want die Here gaan jou mos beskerm. En eintlik wat hy vir hom vra, en dalk het om voor ek aangaan, wat interessant is hierso, is die duiwel al Psalm 91 aan. Hy gebruik die skrif, so Jesus sê, nee, daar staan geskrywe, ons leef net van die woord van God, dan sê die duiwel, okay, maar Psalm 91 sê dit, en dan gebruik hy die Bybel,
om te probeer om vir God te manipuleer. En so hy gebruik die Bybel uit konteks uit. Nou jy hoor dit gereeld in die kerk, ons sê jy moenie Bybel lees uit konteks uit nie. En ons praat nie daarvan dat, jy weet, 'n bepaalde boek is geskryf in 'n bepaalde genre en lees dit nou reg, al daai goed is baie belangrik, maar die belangrikste konteks waarbinne jy die Bybel moet lees, is vir verhouding. Sodra jy die Bybel lees, en dit gaan nie oor verhouding met hom nie, dit gaan oor inligting of oor kennis, of om vir jou kollega by die werk te wys jy was reg, dan lees jy die Bybel uit konteks uit, net soos wat die duiwel doen nie. Want hy gebruik die Bybel om te manipuleer. Weet jy wat is die verskil? Jesus het nie net die woord van die Here geken nie, hy het die Here van die woord geken. Daar's 'n verskil. Hy ken nie net sy Bybel nie, hy ken die God waaroor hierdie Bybel gaan. En dis die uitnodiging, as jy wil staan teen die vyand, dan moet jy die hart van God ken. Jy moet jouself toelaat om in intimiteit met hom te kan leef, en dan gaan jy die vyand raak sien. Dit gaan nie oor inligting nie, dit is 'n openbaring van 'n persoon. En Jesus het daai verskil raak gesien. Die tweede manier waarmee die duiwel besig is met hom, is hy sê, as God jou regtig lief het, dan moet hy dit bewys. En dis baie selfde as die eerste ding, of die eerste versoeking, en ek en jy doen dit ook soms. Jy weet, ons sê, God is veronderstel om al die slegte dinge in die wêreld te stop. So jy wil besluit wie God moet wees en hoe hy moet werk met die wêreld. Jy weet, so as God lief is vir my, dan is hy veronderstel om my gesond te maak sodra ek siek is. Of die eerste keer as ek hom vra. As God lief is vir my en hy sê hy is goed, dan is hy veronderstel om my bankrekening vol te maak. So ons negotiate. Jy wil besluit wie God is. En God sê ek is wie ek is en ek sal wees wie ek is. En Jesus val nie vir daai versoeking om self te bepaal wie God is en hoe God werk nie. Want as jy net gou dink hoe absurd hierdie is, die duiwel sê vir hom, staan op hierdie hoë gebou en spring af, want die Here gaan jou mos beskerm. Nee, weet jy wat sê die Here se wysheid in die Bybel? Is dat jy gebruik jou brein, en ek weet nie, gaan al Spreuke aan, is dat daar is gevolge vir die besluite wat jy maak. So as jy van 'n gebou afspring, wat gaan gebeur? Jy gaan seer kry. Nou ongelukkig, en hierdie is dalk bietjie close to home, en moenie hierdie gaan gebruik as ammunisie teen daai vriend of vriendin wat, weet nou so dinkie, in liefde tree ons op, maar dalk is dit van ons wat hierdie moet hoor. Maar soms hoor mens goeie soos. Die Here het gesê, hy gaan vir my 'n nuwe werk gee, en dan bedank jy jou werk dadelik. As hy sê, hy gaan vir jou nuwe werk gee, wat jy kan doen, is kry jou CV reg, begin aansoek doen, totdat jy daai nuwe werk het, en dan kan jy die vorige een bedank. Dis wysheid. Maar soms is ons onwys, en dan blameer ons die nagevolge vir ons slegte besluite, blameer ons op God. En sê nie, maar God het gesê. Sê nee, in daai geval het jy net self besluit. En toe gaan sit jy dit op God. Soos wat die duiwel hier probeer doen, spring van die gebou af, en die Here gaan jou mos beskerm. Sê Jesus, nee, ek hoef nie eintlik, God hoef homself nie te bewys aan my nie. Dis wat vertroue is. God hoef homself nie te bewys nie. Ek vertrou hom. Laaste versoeking is eintlik waar die vyand wys nou vir Jesus al hierdie koninkryke en hy sê ek gaan vir jou alles gee. Want hy probeer die versoeking van status of sukses na hom toe te bring. En dis die leen wat ek en jy ook soms koop. As ons dink dat invloed of sukses of om belangrik te wees of om gewild te wees of bekend te wees, dat jy meer spesiaal gaan voel of belangrik of vol gaan voel. As jy ooit in 'n plek is wat jy dink, as ek tog net daai posisie het of daai titel het of hierdie bevordering het of hierdie aansien het, dan sal ek gelukkig wees. Jesus sê nee vir titels. Hy vat net die titels wat die Vader hom gee. Hy wag tot die Vader hom promote homself nie. En dis die versoeking waarmee ek en jy vandag ook nog steeds leef. Sukses of invloed of aansien, alles wat nie nederigheid is nie, wat ons dink, dit gaan ons gelukkig maak. En ons is geroep om te glo, dat ons is sy geliefdes. Hy is klaar lief vir jou, jy is klaar genoeg soos wat jy is. Jy het nie 'n ander titel nodig nie, en jy het nie nodig om meer aanvaarding van ander mense te kry nie. Nou, net voordat ek nou hierdie preek begin land, hoe staan ek en jy prakties teen hierdie aanslag, hierdie aanvalle van die duiwel? En ek dink, jy weet, ons gebruik soms hierdie terms spiritual warfare,
geestelike oorlogvoering. Nou geestelike oorlogvoering weet ek, dit is deel van gebed, ja, maar 'n groot gedeelte van geestelike oorlogvoering is eintlik net om die vyand raak te sien en in jou identiteit te kan staan teen hom. So die beste ding as jy geestelike oorlogvoering wil toepas, jou beginpunt is wees vas in jou identiteit. Ken die woord, weet wie jy is, sodat jy die leuns van die vyand kan raak sien, hoe hy wegkruip in die kultuur van vandag. En jou identiteit probeer aanval, en jy staan in identiteit. Nou ek weet, daai oorlogvoering is meer as dit, is ook wanneer ons intree vir ander mense, maar vir jouself is dit waar dit ook begin. Nou daar's 'n paar gewoontes, wat ons almal ken. Ek gaan nou hierdie sê, dan soos wat ek het sê, dan sê, ek onthou dit van Sondagskool. Dis baie eenvoudig, dis die basics. Die eenvoudige goed, soos lees jou Bybel, bid elke dag en jy gaan groei. Lees jou Bybel, bid elke dag en wees deel van kerk. Daar is sommer 3 waarmee ek gou gaan begin. As jy, weet jy hoekom moet jy jou Bybel lees elke dag? Want dit help jou om te onthou wie jy is. Jy's nie besig eintlik soseer met scripture memorization nie. Jy's besig met identity memorization. En so daar sekere praktyke of gewoontes of ons praat van rhythms of grace, ritmes vir genade, ritmes of habits wat jy in jou lewe instel, sodat jy kan vasstaan op die woord wat God gespreek het oor jou lewe, dat jy nie confused kan raak nie. Dis hoekom jy 'n gewoonte van Bybellees moet hê. Later hierdie kwartaal gaan ons in ons selgroepe het ons 'n kursus wat ons gaan doen oor Bybellees en ons gaan 'n preekreeks daar doen. En die punt daar is nie net om te leer hoe om jou Bybel te lees nie, maar selfs nog meer om 'n gewoonte te kweek in jou lewe, om amper daagliks onder die woord te sit, sodat jy nooit vergeet wie jy is nie, en die vyand nie daai aanval teen jou kan loods nie. Selfs met gebed, sodra jy bid, is die Here besig om jou te herinner wie jy is. Die feit dat jy bid, beteken jy's besig om te confess, ek is 'n kind van die Here, want kyk, ek praat nou met hom. En so ook met kerk. Kerk gaan alles om jou te herinner aan wie jy is in Christus. Ander gewoontes, jy wonder ook, hoekom sing ons elke keer Sondag in 'n kerk? Want ons is besig om onsself te herinner van wie hy is en wie ons is in hom. Ons sing nie net oor wie hy is nie, ons sing ook oor wie ons is in hom. Want mense vergeet te preek, maar jy onthou die liedjie. Jy onthou die woorde van die liedjie, en ons sing dit oor en oor, wanneer jy het in jou kar luister. Jy is besig om te staan op waarheid. It is identity remembrance. En dan kan jy ook nou dink aan gewoontes, soos om 'n Sabbat te vat, om aan die ontvangkant van God te wees. Jy herinner jouself, ek is nie my werk nie. Ek is God se geliefde. Om te vas, is om te bid met jou liggaam. En soms is dit net om jouself bewus te maak van ander goeders wat jy vertrou in hierdie wêreld. Want jy vas nie net van kos nie, dit mag dalk wees van shopping. En jy herinner jouself, ek het nie hierdie goed nodig om my gelukkig te maak nie. Ek is hongerder vir iets anderste. 'n Ander gewoonte wat ons gemeente het, so een keer 'n maand hou ons nagmaal. Do this in remembrance of me. Ons herinner onsself wat Christus vir ons gedoen het en wie ons is in hom. Hierdie praktyke skep nie identiteit nie. Dit beskerm dit. Al hierdie praktyke wat ons doen, Bybel lees, bid, kerk toe gaan elke week. Net een keer 'n maand nie, maar op 'n weeklikse, in 'n ritme in jou lewe. Dit gaan nie identiteit skep nie. Jy gaan nie 'n kind van die Here word as jy dit doen nie. Dit gaan jou net herinner dat jy 'n kind van die Here is. Sodat jy uit daai identiteit net soos Jesus kan leef. Nou ek wil begin afsluit, en Jaco, julle is welkom vorentoe te kom so lank, en ek weet daar's 4 mense wat gedoop word, julle kan ook so lank gaan voorberei, maar ek wil spesifiek met julle gou praat oor die doop, en ek wil so 'n paar minute vat om net gou hier te gesels. Kom ek vra jou gou 'n vraag. As ons teruggaan na Matteus 3 toe, dan ken ons die verhaal dat Jesus word gedoop deur Johannes die Doper. Nou, het jy al ooit gewonder, hoekom moes Jesus gedoop geword het? Ons het so 2 jaar terug vir 'n paasete, toe het ons hierdie Bybel ete, en ons almal trek aan met lakens en handdoeke, en lyk Bybels of iets, en saam met my familie, en my seentjies kom toe uit, en ons sê toe nou almal wie ons is, wat se Bybelkarakter wil jy wees? En dit was toe nou 'n lekker gesprek, en toe kom ons by Aiden, hy is my tweede seentjie, en toe sê hy, ek is Jesus. En toe sê Caleb, wat langsom is, hy sê, en ek is Johannes die Doper. En hy ken die storie, Caleb ken die storie, en hy sê, Aiden, jy weet Johannes die Doper, Jesus, hulle is eintlik neefies gewees, en Johannes die Doper het vir Jesus gedoop, sê hy vir hom toe nou. Vir Aiden,
wat toe nou Jesus is. Hy kyk vir Caleb, hy sê, niemand doop my nie, ek doop myself. Want ek's Jesus. Maar dit is my so mooi, daai prentjie van Aiden, hy verstaan, jy kan nie my doop nie, ek's Jesus. Maar ek weet nie, het jy al ooit gewonder, hoekom moes Jesus gedoop word het? Hy het mos nie sonde gehad nie. Hy was nie gedoop om gewas te word, om gereinig te word nie. Hoekom was Jesus gedoop? Weet jy waar gaan dit? It's baptism, die doop. Dit gaan oor agreeing with God. Jy stem saam met God. Jy belyn jouself met die waarheid van God, publiek. Dis wat die doop is. Want jy sien in Jesus se lewe, in Johannes hoofstuk 1, dan lees ons daar's dieselfde verhaal van Johannes die doper. Hy is besig om mense te doop daar in die Jordaanrivier. En dan sien hy, sy oog vang vir Jesus, wat besig is om te kom daar op die rivierbank. En hy kyk vir Jesus en die openbaring word gemaak vir hom deur die Heilige Gees. Hy sien vir Jesus en dan sê hy, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld kom wegneem. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Johannes spreek dit oor Jesus, hy kyk vir Jesus. En dan kom Jesus van die bank af, in die water in. En hy sê, in hierdie waarheid word ek gedoop. Want jy sien vooruit, Johannes die doper se doop, nie die doop in Christus naam, maar Johannes die doper se doop, was een van bekering. Belyn jouself, die koninkryk van God kom. En wie ook al daai boodskap gehoor het dan gekom na Johannes toe, en hy het hulle dan gedoop. So, Johannes het vir hulle gesê, as jy saamstem met wat ek preek, en jy sê, hierdie is die waarheid, dan doop jy jouself in hierdie boodskap en in hierdie waarheid. En jy sê, Johannes, wat jy vandag gepreek het, is dat Israel moet bekeer. Jy's reg, ek stem saam. Ek glo dit. En as 'n reaksie met jou liggaam, nie net in jou gedagtes nie, of in jou hart nie, met jou liggaam en publiek, het hulle dan, hulle self, ek het 'n mic verloor. Ek gaan nou daar wees. By die noorde kan ek maar net harder praat, maar hierdie gebou is bietjie groot. Wat gaan ek vir my ander mic kry? Hallo? Daar is hy. Soos wat Johannes die doper gepreek het, dan het mense gereageer op hierdie waarheid. En gesê, Johannes, wat jy gesê het, ek stem saam. Dis die waarheid, en nou is dit my waarheid, en jy word gedoop in daai boodskap in. Dit was 'n manier to agree with something. Nou, wanneer hy wys na Jesus toe en hy sê, kyk, die lam van God, dan sê Jesus, ek aanvaar dat ek die lam van God is. Want jy sien, Jesus wat 'n mens was, moes die roeping oor sy lewe ook aanvaar het. Hy moes ja gesê het. Jesus had to agree with God the Father that he is the Son of God and that he is the Lamb that takes away the sin of the world. En so Jesus, wanneer hy in die water kom en sê Johannes, ja, dit wat jy nou net gesê het, ek is ja, ek stem saam. En hy word gedoop in daai boodskap in. Wanneer ek en jy gedoop word, waarin word ons gedoop? In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar was disippels wat Paulus gesien het in Handelinge 19 en dan vra hy, is julle gedoop? Dan sê hulle, ja, die doop van Johannes. Dan sê hy, nee, ek praat van die doop in Jesus se naam in. En dan doop hy doop hulle nie weer nie, hy verduidelik net vir hulle, dit wat julle gedoen het, was iets anders. Dit was 'n soort van 'n doop, maar dit was nie die doop in Jesus se naam nie. Maar die doop in Jesus se naam is wanneer jy reageer op die boodskap van Jesus. En hy sê, ek stem saam, dat Jesus vir my sonde doodgaan het. Dat hy die prys betaal het, dat ek nou sondevry is. In terme van my identiteit. Dat ek nou 'n kind van God is. Ek stem saam, ek sê ja vir die uitnodiging van God. And I agree with God. Maar nie in jou gedagtes en in jou hart nie. Sommer met jou lyf. Stem jy saam met God en jy doen dit publiek. It's agreeing with God. Nou hier is my uitnodiging. Sal jy met hom saamstem? Hy roep jou, hy sê, wees my kind. En hier is my tweede vraag, het jy al publiek met hom saamgestem? Want as jy nog nie het nie, is vandag jou dag.
Ek het gevra vir die span, daar's 'n paar ekstra handdoeke, maar dit gaan dalk nou nie genoeg wees nie. Maar dit is moontlik dat jy vandag met nat klere huis toe moet ry. Want dis mense wat in hierdie vertrek sit. En ek dink daar's 3 verskillende groeperings. Daar's van ons, daar's van julle wat dalk al lankal terug saamgestem het met God. Jy het al klaar ja gesê vir die ja van God. En jy is al klaar 'n kind van die Here in jou hart en in jou gedagtes. Jy het dit al gedoen. Maar jy het jouself nog nie laat doop nie. En dis sommer net 'n fisiese teken. My vriend, ek wil vir jou sê, ek dink Januarie is jou datum. Jy kan vandag gedoop word. En vir die volgende 2 dae met jou nat sitplek in jou kar, gaan dit 'n herinnering wees van wat vandag gebeur het. Waar jy gesê het, ek gaan fisies saamstem met God. Want ek wil so leef soos Jesus. En alles wat ek doen, wil ek in agreement met God leef. Oor wie hy sê ek is. En so jy moet ook vandag gedoop word. 'n Tweede groepering is, jy het al eintlik al lank al hierdie oortuiging, jy wag net vir die regte moment. Kan ek vir jou sê, die moment is nie volgende week, hier is vandag. Daar's van julle wat ek weet dit. Jy het al klaar besluit, jy weet net nog nie wanneer nie. Hier is jou teken, kom. Jy gaan vandag gedoop word. En dan so 'n derde groepering is miskien net jy vandag vir die eerste keer verstaan wat die evangelie is. En jy wil vandag vir die eerste keer sê ja. Nou baie keer in kerk vra hulle om jou hand op te steek en dan gaan ons vir jou bid. Vandag doen ons nie dit nie. Vandag sê ek vir jou, as dit jy is, laat doop jouself. Van die patroon in die Bybel was sodra iemand gesê het, ja, Jesus, hy is die lam wat nie net die sonde van die wêreld weggevat het nie. Ek sê ja dat hy myne weggevat het. Onmiddellik was hulle gedoop. Hulle het water gaan soek, die Ethiopiese een nog, hy het vir, met die man met wie hy gepraat het hy gesê, net daarso, hierso is water. Laat my sommer hier doop, vir Philip. Wat ek vir jou wil sê vandag, hierso is water. As jy ja sê, kom laat doop jouself. En sal jy nog iemand soos dit, kom ons almal staan saam. Ons gaan nou in 'n tyd van aanbidding gaan. Maar soos wat ons staan, wil ek het gehoor, is daar iemand wat vandag gedoop wil word? Daar's hy, daar's ons man. As jy vandag gedoop wil word, steek gou jou hand op. Ons gaan net gou saam met jou celebrate. Hou hom op meneer, dankie. Ek glo daar is dalk meer. Hierso is nog iemand, hou hom sommer lekker hoog op, want ons wil net gou saam met jou celebrate en dan gaan jy agter toe gaan. Wonderlik. Is daar nog iemand, daarso is 2 manne. Is daar iemand wat vandag, you want to agree with God? Publicly, physically. Jy weet jy moet jouself laat doop vandag. Steek gou jou hand op. En dan nooi ons jou om agter toe te gaan. Daai 4 manne, julle is welkom. Ek sien hulle sal reeds pad agter toe. Sal enigiemand anderste? Julle, ek was in hierdie kerk gedoop in hierdie selfe bad. Toe ek en my vrou mekaar, ons was al getroud gewees. En ek wil net die woorde van die preker van laasweek, is 'n snaakserige man vir my, maar die ou wat laasweek gepreek het. Sy woorde was elke keer in hemelsnaam doen dit. So ek wil vir jou sê, dis ongelooflik om hier gedoop te word. En om net te sê, ek is nou kind van Jesus. In hemelsnaam doen dit. Dis ongelooflik. Dankie Daniel. Wonderlik. Ons celebrate, nie net die 4 mense wat gedoop word nie, maar die 4 nuus wat nou vandag besluit het. En ek wil jou nog die geleentheid gee, is dat ons gaan nou worship. En soos wat ons worship, ons herinner onsself van die waarheid van wie hy is en wie ons is. Maar terwyl ons worship, as jy voel, okay, dis ek wil gaan. Jy is welkom. Vir die mans, jy stap net by daai deur in, langs die verhoog, en vir die dames, jy stap by daai deur in, en dan gaan jy agterin, en dan direk na hierdie lied, gaan ons dan daai mense doop. So kom ons doen dit. Dankie Jaco.